Het julle lekker Kerstyd gehad? Lekker Kerstyd gehad? Is jy bietjie swaarder na die Kerstyd? Ek sien julle almal skud julle koppe. Dit moet so wees, die kasterd moet daar iewers sit. Dit moet so wees. En was die familie daar gewees, die oom wat jy eintlik nie van hou nie, maar jy moet maar 'n smile opsit. Ons altyd daai ene wat ek weet wat Kerstyd, dan kom die hele familie as julle nog so by mekaar kom en dan is nou daai enetjie, weet wat jy nou eintlik nie so baie van hou nie, maar jy deel maar die roomys en die kasterd saam met hom ook. En ek onthou Desember toe preek ek en toe sê ek, weet vir die manne moet nou nie hierdie jaar weer vir hulle onderbroeke en kouse koop nie. Okay, ek weet dit lyk, ek weet hulle het gate in, maar hulle is nog okay. Moenie dit vir my vir Kersfees koop nie, net vir my verjaarsdag. So, manne, het julle dit toe gekry, het julle onnies en kouse gekry, het julle wragtig geskit hulle kop, en ek het julle gesê, dit is nie wat ons wil hê nie, kom vra ons, dis nie wat ons wil hê nie. En ek weet die vrouens, hulle kry nou gewoonlik 'n roompie of 'n badsout van die skoonma af. Het julle roompies of badsout gekry? Het julle? Wragtig, en ek het gesê moenie dit doen nie. Maar 2025, hy het sy highs gehad, hy het sy lows gehad. Ek begin altyd, dan wil ek hê, jy moet net so bietjie dink, want ons vat so min tyd net om oor ons eie lewe te dink. Net soos wat het gebeur, net om alles bietjie te process. Wat het die jaar gebeur? Dit is nou in die aande, as ek nie kan slaap nie, dan sal ek nou lê, dan dink ek, wat het nou in die laaste jaar gebeur? Of van skool af, jy weet, ek dink net aan al hierdie hoogte en laagtepunte, en ek het dit gedoen, en ek wil hê, jy moet dink net gou so bietjie, wat is vir jou soos 'n hoogtepunt gewees, van hierdie was nou net vir my absoluut amazing gewees. Hierdie was my een van die toppunte gewees. En dan dink jy, wat is nou vir een van die laagtepunte gewees? Dit was nou nie so lekker vir my laas jaar gewees nie. Jy nou wees, iemand het iets aan jou gedoen, of iets het net met jou gebeur, en jy weet, dan kry ons nou daai, jy kry 'n laagtepunt, maar dan kry jy nou, ons noem het rock bottom, wat jy net geslaan het, en dit was vir jou absoluut net verskriklik gewees. Dan wil jy dink het bietjie aan daai oomblikke. Jy het hierdie high gehad, en dan het jy bietjie hierdie low, en dan het jy nou net hierdie rock bottom, het was sleg gewees. So it takes some time to think. Dus dink het bietjie aan die hoog, kan ek sê nou, so die middel, weet die laag, maar dit is nou okay, dit was nou sleg, maar dit het nou nie eintlik my lewe verander, maar dan kry jy daai regte laagte ene van, dit het eintlik ons lewens verander. Met dit gesê, kom ons bid saam. Here, daar waar ons nou aan hierdie dink, aan hierdie hoogte en hierdie laagtepunte, bid ek Heilige Gees dat U dit vir hulle nou in hierdie preek net sal vasvat, daai laagtepunte of daai hoogtepunte, wat hulle na U toe moet vat, Here, dat ons dit nie net onder die mat sal ingooi nie, maar dat ons na U toe sal gaan. Ek bid, Here, as daar enige trauma gebeur het, in iemand se lewe in 2025, of in hulle verlede, Heilige Gees, dat U dit sal vasvat, en na vorentoe sal bring, Jesus, dat hulle dit na U toe kan bring, want dit gaan nie net wegvat nie. Ek bid as daar enige pyn is, enige hartseer, enige teleurstelling is, bid ek nou dat daai gedagtes, daai oomblik, dat die Here dit sal vorentoe bring, dat jy dit na Hom toe sal vat. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek en Dante, ons is besig om hierdie een series te kyk, en so hulle vat nou verskriklike rowwe manne, ek en ons nou en dan 'n vrou ook, maar hulle is rof. Hulle baarde is groter as myne, hulle is gelukkig meer bles as ek, meer gespierd, en hierdie ouens, hulle vat 10 van hulle, en hulle gaan laai hulle af, kom ons sê soos in Alaska of in die Karoo, en hulle sê vir die mense, jy mag net 10 items vat, en dis dit, en jy, die een wat die langste uithou, die een wat die langste survive, hy wen die geld. Maar ek meen, dit is verskriklike plekke waar hulle die mense aflaai. En gewoonlik nou, en dan gaan hierdie series aan, en hulle doen goed, en hulle moet self gaan kos kry, en op hulle eie manier, en maar meeste van die tyd, jy sal dink hoekom hierdie mense eintlik opgee, is as gevolg van die hitte, of hierdie koue, of hulle word siek, of dit is kos, en wat gebeur, maar meeste van die ouens hier op die einde, en nou praat ek van manne, hierdie is die tafste van die tafste ouens, wat daar is. Ons
sal 10-10 doodgaan. Ons gaan dit nie maak nie. Hierdie ouens, hulle is op 'n ander vlak van wat hulle kan doen. En meeste van hierdie ouens, wat hulle moet doen is, hulle kry 'n kamera en hulle moet hulle self afneem, as niemand om hulle nie. Dan kan dit partykeer tot oor 'n maand gaan. En nou kan ek kyk elke keer, wanneer dit oor so 'n maand gaan, dan begin hierdie ouens, baie van die mans, begin hulle praat van hulle pa wat miskien sleg was, of hulle ma wat hulle mis, en of hulle kinders, hulle moes dit doen, of hulle was nie goed vir hulle kinders nie, en of hulle begin van goed praat wat in hulle lewe gebeur het, en hierdie mans begin huil. Ek meen hierdie rugged, tawwe ouens begin huil. Want jy sien, hulle het dit so lank net onderdruk. Hulle het ook net gesê, kom met oor het. Ek is van die tafste ouens op hierdie aarde. Want hierdie ouens, jy kan eens inskryf vir dit nie, hulle gaan kies jou. Want natuurlik, jy kan doodgaan waar hulle jou aflaai. En hierdie ouens begin huil, en ek dink elke keer, wow, hierdie is die tafste wat nou daar is. En dan begin hulle praat oor hierdie trauma wat in hulle lewe gebeur het. En dan eventually word dit vir hulle so erg, dat ek moet nou hierdie een nou sê, hy bel die ouens en hy sê, nee, hy is klaar, hulle moet hom kom haal, hy is klaar. En hy sê vir hulle die ding, hy sê, I think I need help. En hierdie is 'n tawwe ou. En hy sê, ek dink ek kort hulp. En nie goeie een keer, wat ons hierdie gekyk het iemand Jesus gehad nie. Die eensaamheid en al hierdie goeders, wanneer jy nou eensaam is en jy het tyd om te dink oor die goed, dan kom dit op. Jy moet sien, dit gaan nie net weg nie. Wanneer daar trauma in jou lewe gebeur het, of dit nou deur pyn is of hartseer, daai trauma kan wees van, ek het my besigheid verloor, 'n kind verloor, weet iets wat verskriklik gebeur het, dit gaan nie net weg nie. Want jy sien, die lewe is so vinnig, dit gaan net, jy moet net vergeet van dit, want môre moet ek weer weg, daar is nie tyd nie. En hierdie ouens, toe hulle tyd kry, toe breek hulle. Meeste van hulle, dan breek hulle af. En ek weet, ons het Jesus. En ek wil hê, dit wat met jou gebeur het, as dit sleg is om dit na die Here toe te vat. Ek weet, dit is amazing, ons gaan na God en ons sê vir hom dankie, vir die amazing goed wat hy gedoen het, daai huis wat hy nou aan gedink het, 25. Jy moet vir die Here dankie sê, amazing, dankie Here. Maar ook daai sleg, dit gewoonlik wil ons nie meer deel nie. Dit los ons net. Ons vinnig om vir almal te vertel, die Here is so goed vir my en die, maar ons is nie vinnig om vir mense te vertel, hier is die sleg wat gebeur het, en jy los dit net. Die ding is, dit gaan nie weg nie. Ek en Dante, ons het al met mense counsel sessions gehad, dan is dit iets soos 20 jaar terug, en dan breek daai mense eers oor het. Dit gaan nie weg nie. Daai pyn wat jy ervaar het, en jy moet tyd vat, om dit na die Here toe te vat, want ek dink as hierdie ouens Jesus gehad het, en hulle het dit na hom toe gevat, ek dink dit sou 'n ander storie gewees het. Ek dink nou, elke jaar dan begin ons nou met goal setting. Jy weet, jy het nou, wie het goals vir die jaar? Come on, julle moet goals hê vir die jaar. Net soos, wat wil jy bereik die jaar? En ek like gewoonlik, jy deel dit nou op, visies, wat wil ek doen? Kom ek vra so oor visies gepraat. Wie het laas jaar gesê, ek gaan nou my hand ook opsteek vir die een. Wie het laas jaar gesê, ek gaan in shape kom? Wie het laas jaar gesê, ek gaan begin oefen, of reguit ek gaan in shape kom? Ek kan sien hulle steek hulle hande baie klein op. Jy wil dit nie hoog opsteek nie, nee. Ja, want nou is jy nog steeds dik. Jy weet, jy wil nie, en na die Kersete nou is jy nog so bietjie dikker, maar dit is okay. Ons het nou 'n nuwe jaar, jy kan weer probeer. Ek is een van hulle, ek sê nie ek is dik nie, maar ek definitief ontfiks, ek kan dit sê. Maar ons moet hierdie jaar dink aan, set net vir jouself 'n goal ook, al is dit met die pyn wat ek ervaar het, wil ek na Jesus toe vat. Dit hoef nie altyd fisies te wees nie, dis 'n goeie idee, dis regtig 'n goeie idee, om te oefen en gesondheid, gaan net nie sê party van julle het dit nodig nie, maar dis 'n goeie idee. Maar dit hoef nie altyd fisies te wees nie. Dit kan wees iets emosioneel, wil ek in groei, ek wil nie miskien meer so kwaad word nie, so vinnig kwaad word nie. Gewoonlik praat ek met die ouens hier, ek wil nie meer so vinnig kwaad word nie, ek wil dit afleer, iets emosioneel, of geestelik, ek wil nader aan die Here kom. Ek wil regtig Bybel lees en bid. Ek wil werk aan my stilte tyd. Dit kan switchie ook wees, maar kry vir jouself
'n paar goals vir die jaar. Nou vanoggend wil ek vir julle 'n storie lees. Ons gaan dit nie op die bord sit nie, want ek wil hê soos wat ek die storie lees, moet jy dit eintlik net imagine hoe hierdie gebeur het. Voordat ek begin, die konteks is, dit is die storie van Lot en sy vrou. En ek weet, meeste van julle ken dit, maar daar is mense wat dit nie ken nie. Nou, Lot is die man, en sy vrou het in Sodom en Gomorra gelewe, Sodom en Gomorra. Hulle het daar gebly, en hierdie stad se sonde was so groot gewees, dat God het engele gestuur, en gesê gaan vernietig hierdie stad, en die dorpe om dit. Nou toe het ek een keer navorsing gedoen, en hulle het na die plek toe gegaan waar Sodom en Gomorra was, en gekyk, was daar regtig nou so oomblik gewees waar God alles vernietig het. En hulle kom op hierdie tipe klip af, en dit was vir hierdie ou baie snaakse tipe klip, want hy verstaan nie, waar kom hierdie tipe klip vandaan nie. Hy stuur dit in, en hulle sê vir hom, al hoe hierdie klip vorm, is wanneer daar 'n nuclear bom val. Dit is die tipe hitte, wat moet gebeur dat hierdie klip vorm. Net soos die Bybel sê, die plek wat vernietig was, ek sê nie die Here het 'n atoombom laat val nie, maar hy het iets definitief daar laat val, wat op daai skaal was. So as God sê, hy het daai plek vernietig, dis hoe hy dit vernietig het. Nou ja, ek gaan myself regkry, en dan gaan ek vir julle 'n storie lees. Okay. Wie het lanklaas gehad dat iemand vir jou storie lees? Dit is lang terug, nee, okay, is julle reg vir die, wat ek myself mooi is, okay? Okay. Nou begin ons. Twee mans vir Lot gesê. Hierdie twee mans was die engele gewees. Ons sal moet vinnig spring, as daar nog 'n seun of 'n dogter saam met jou in die huis is, moet jy hulle dadelik roep. En as daar nog een van jou mense in die stad is, moet jy hulle nou uit hierdie plek uit kry. Want, ek het vir julle gesê, wat gaan gebeur? Het gaan lyk soos 'n atoombom wat gaan val. Ons is op die punt om die stad te verwoes, dis die engele wat dit sê, ons gaan hierdie plek nou verwoes. Hierdie stad se sondes is so groot, dat die Here ons gestuur het, om dit te vernietig. Lot is toe haastig weg na die skoonseuns, wat met sy oudste dogters getroud was, en het uit asem vir hulle gesê, staan op, en gaan dadelik weg, want die Here is op die punt om die stad te vernietig. Lot se skoonseuns het gelag, want hulle het gedink, hy maak 'n grap. Teen dagbreek het die engele Lot laat aanjaag en gesê, nou moet jy regtig baie vinnig maak. As jy en jou vrou en die twee dogters nie nou vertrek nie, sal julle saam met die stad vergaan. Lot het nog aanhou draai. Toe gryp die engele hulle hande en lei hulle na die veilige plek buite die stad. Die Here het vir Lot hulle omgegee, daarom het hy hulle veilig uitgelei. Toe hulle veilig was, het een van die engele gesê, vlug vir julle lewe, moet nie omkyk nie, en moet nie sommer op enige plek gaan stop nie, vlug liewers berge toe. Doen dit nou, anders sterf julle almal. Lot het egter vinnig geantwoord, nee meneer, dit kan nie gebeur nie, u het my tot nog toe nie gehelp nie. U was albei so goed vir ons en u het ons lewe gespaar. Maar meneer, ek kan nie nou berge toe vlug nie. Ek sal dood wees nog voordat ek daar kom. Dit is egter 'n dorpie net agter die eerste bult. Dit is maar 'n klein ou plekkie, maar daar
sal ons veilig wees. Niemand sal ons daar kry nie en geen ellende sal ons daar tref nie. So asseblief meneer Engel, hy kon dit gesê het, asseblief meneer Engel, laat ons tog daarheen gaan. Hy het toe geantwoord, goed dan, julle kan daarheen vlug, ek sal aan julle dink en die dorpie nie verwoes nie. Maar maak tog net gou, Lot. Maak tog net gou, want ek kan niks doen voordat julle nie daar is nie. Daarom noem hulle die dorpie Soar. Die son was net op toe Lot hulle in Soar aankom. Toe het die hel losgebars. Die Here het swaalvuur op Sodom en Gomorra laat neerreën. Hierdie vuur het alles en almal voor die voet verdelg. Die Here het al die stede in die omgewing heeltemal vernietig. Al die inwoners doodgemaak en al die plante tot op die grond verwoes. Niks het oorgebly nie. Lot se vrou het egter omgekyk en onmiddellik in 'n soutpilaar verander. Fluit, my storie is uit. Lot se vrou het egter omgekyk en onmiddellik in 'n soutpilaar verander. Nou kan ons terugkyk, baie van ons kan terugkyk na 2025 en presies dan raak jy soos Lot se vrou en is metafories hier so wat ek vir julle wil sê. Is jy kyk so terug dat jy verander ook in 'n soutpilaar, want jy bly in daai oomblik waar dit vir jou so sleg was dat die hartseer vir jou so groot was, of jy kyk nog terug, verder as 2025. Die trauma wat met jou gebeur het, miskien as 'n kind, miskien as 'n tiener, in jou huis waar jy groot geword het, en jy kyk nog steeds terug, en dit is asof jy gevries is in daai oomblik, net soos wat Lot se vrou, soos gevries, sou het in 'n soutpilaar verander, toe sy omkyk, en jy kyk nog steeds terug in dit, daai persoon wat dit aan jou gedoen het, of jy so kwaad vir jouself, vir wat jy gedoen het, of nie gedoen het nie. Jy is nog steeds kwaad vir jouself. Of jy is kwaad vir die Here. Jy is kwaad vir God wat gebeur het. Of iets wat nie deurgekom het, wat nie gebeur het nie. Die punt is, jy is so stak in daai oomblik, nog steeds. Jy bly gefokus op wat sleg gebeur het in 2025, want jy het nog steeds nie daai persoon vergewe nie. Jy het nog steeds nie jouself vergewe nie. Jy hoef nie God te vergewe nie, want hy was nie verkeerd nie. Maar jy is kwaad vir hom. Jy het nog nie na God toe gegaan met dit nie. En jy weet, as jy kwaad is vir God, en dit gebeur, elke Christen wat ek ken, wat al lank 'n pad met die Here stap, was op een of ander stadium, of kwaad vir die Here al, of hy was net disappointed in die Here gewees. En jy sien, daai gevoel wat jy dan teenoor die Here het, gaan ook nie net weg nie. Jy moet na hom toe gaan en sê, Here, ek is reg disappointed dat U nie vir my hierso deurgekom het nie, maar ek vertrou U nog steeds. Here, ek is kwaad vir U dat hierdie gebeur het, dat hierdie nou gebeur. Op hierdie oomblik is ek kwaad vir U. Ek het so 'n oomblik gehad toe my kind in die hospitaal was. Ek was kwaad. Ek sê, Here, hoekom genees U my net nou nie? En ek het kwaad geword. Maar nog steeds, ek het na die Here toe gegaan met daai gevoel. Nie net na ander mense toe, net vir myself gehou nie. Ek het na God toe gegaan. Ek sê, Here, ek is kwaad vir U. Want die ding, God kan dit hanteer as jy na hom toe kom. Hy kan dit hanteer. Hy is God. Hy is 'n pa vir jou. Hy kan dit hanteer. As jy nie nou saam met hom stem oor iets nie, maar weet net, as jy nie saam met God stem oor iets nie, jy is 10-10 verkeerd. Want God is nooit verkeerd nie. Ons sê altyd in die begin van die jaar, nuwe ek. Nuwe jaar, nuwe ek. En so wat ek voorberei, sê die Here vir my, baie mense is die ou ek, nuwe jaar. Dis nog steeds die ou jy, want jy is nog steeds besig om terug te kyk. Jy het nog steeds die mense vergewe nie, of jouself nie, jy is nog steeds kwaad vir die Here. Jy het nog steeds daai hartseer of daai trauma, jy kyk nog steeds terug, dis die ou jy. Die ou ek, nuwe jaar. En nou dink ons, Jesus, maar goeders moet verander. Maar is nog steeds dieselfde jy, en nou moet dinge verander. Jy het nie iemand ingebring in jou lewe,
om saam te gaan en te sê, Jesus, ek het hierdie pyn, net met nog met niemand gaan praat nie. Dit is net sowel, elke jaar sê ek gaan hierdie jaar, gaan ek in shape kom. Hierdie jaar is die jaar wat ek gaan hierdie jaar oefen en reg eet. Maar vir die afgelope 10 jaar kry jy dit nie reg nie. Ou ek, nuwe jaar. So hoekom sal dit die jaar gebeur? So jy het hulp nodig. Jy moet miskien 'n vriend bel wat in shape is en vir hom sê, Jesus, ek wil jy moet my elke dag bel om te hoor het ek gaan oefen. Dit is wat ek van jou wil hê. Ek kort nou iemand om my te help met die. En dit is net so met jou hartseer of met vergifnis. Partykeer moet jy die pastoor gaan sien. Partykeer moet jy 'n vriend gaan sien. Partykeer het jy hulp nodig om deur die goeders te werk. Jy hoef nie alles alleen te doen as jy deel is van 'n kerk nie. Jy hoef nie alles dit alleen te doen nie. Nou daai sterk manne, en terug, hulle het ook gesê, just get over it. Want dis wat ons mos maar gewoonlik sê. Dis wanneer iets slegs hoor het, kom uit oor dit. Kom uit oor dit. Kom uit oor dit en gaan aan met die lewe. Die lewe wag nie. Die son trek water. Dit is nou water onder deur die brug. Gaan net aan. Daar's werk om te doen. En hierdie man het dit ook gedoen. Just get over it. And then it got over them. Ek gaan daai weer vir julle sê. Hulle het ook gedink, just get over it. And then it got over them. Toe vat dit hulle oor. Want jy sien, dit gaan nie weg nie. Dis kom Jesus sê, hy sê, kom almal na my toe, wat oorlaai is en swaar dra. Hy sê, kom na my toe. Elke liewe keer, as die Heilige Gees iets opbring vir jou, gaan na die Here toe met dit. En al is dit dieselfde ding, dan gaan jy weer na Jesus toe. Die ding is, moet net nie na die Here toe gaan nie. En nie wegdraai van hom af, en dit probeer self doen nie. Sien, tot jy na Jesus toe gaan daai nie weggaan nie. En een of ander tyd, gaan die deksel afskiet van jou. Want dit kook hier binne jou, al daai gevoelens, gaan nie weg nie. Pastor Louw en hy het laasweek gepraat oor, en ek sê vir julle moet reg hy preek gaan kyk, want hy het die hele jaar, hy set op die hele jaar met daai preek, en hy praat van hierdie ontwaak. En wat hy bedoel is wanneer jy ontwaak is, wanneer jy God se woord lees, sy perspektief kry oor 'n saak. Dis die belangrikste ding om eers te doen. Jy kan kwaad wees vir die Here, jy kan kwaad wees vir mense, jy kan daai persoon nog nie vergewe het nie, jy kan kwaad wees vir jouself, maar die oomblik wat jy God se woord lees, kry jy 'n ander perspektief oor daai saak. En dan ontwaak en dan sê jy, okay, hierdie is die waarheid, so wat ook al ek nou voel of ervaar, is nie die volle waarheid nie. Die perspektief verander. Dis die belangrikste ding om te doen. Is om na God se woord toe te gaan en sê, Here, wat sê u van hierdie saak? Dit is stap 1. En die 2 keuses. Ek dink altyd as ek preek, dan dink ek kan preek, dis nog steeds jou keuse. Jy kan met dit doen wat jy wil. Die 2 keuses. Of is 'n nuwe jaar, nuwe ek, of is die ou ek, nuwe jaar. En dan volgende jaar is dit weer die ou ek, nuwe jaar. Dit is absoluut jou keuse. Niemand gaan jou dwing om hierdie te doen nie. Maar dit gaan jou inhaal een of ander tyd. As jy wil hê dit moet nuwe jaar, nuwe ek wees, moet jy na God se woord toe gaan. Actually Bybel lees. Nie net woord kry op 'n Sondag nie, jy moet hierdie week self Bybel lees. God se perspektief oor die saak kry. Hoor wat sê die Here vir jou van dit. Dan kan jy eers want nou is dit iewes skielik 'n nuwe ek. Nou en dan is dit 'n nuwe jaar. Maar so langs wat jy nie in God se woord kom nie, gaan dit die ou jy bly. Jou perspektief oor lewe gaan nie verander nie. En daai hartseer en daai bitterheid en daai kwaad gaan nie weggaan nie. Tot jy na God se woord toe gaan en hoor wat hy vir jou sê nie. In 2025, daar kon slegte goed gebeur het, ek wil vir 'n praktiese voorbeeld gee, van jou kar het gebreek. Wat sleg is? Dit is sleg. Jou battery het gegaan. Of, dan kan dit nou daai erg wees, weer daai rock bottom van, jy het 'n geliefde verloor.
of jou besigheid het toegemaak. Weet daai, jy kry daai erg van, okay, dis 'n battery, dis 'n kar, dit is sleg, maar hierdie is vir my. Dis erg. En dan as jy hierdie, kom ons vat hierdie twee situasies vanoggend. Van eerstens, dat ek wil vir julle iets prakties gee, is hoe ons dit doen, om na God se woord toe te gaan. Kom ons sê, 2025 het jou kar gebreek, of jou battery het gegaan. Ek weet nie hoekom die batterye kies altyd om in Desember te gaan. Myne doen. Elke keer. En hy het nou gegaan. En dan kan ek nou sê, yes, dit is my sleg wat gebeur het, want of jou kar het regtig gebreek en jy het nie nou die finansies om dit te doen nie, want dit is duur. En jy het hom net nou die dag reggemaak en wigtig nou breek die ding weer. Nou weet jy, ek het nie eintlik die geld nie, maar jy het nie 'n keuse nie, jy moet dit nou uithaal. Iewers moet jy die geld uitkrap. En nou, jou perspektief is dadelik sleg. Nou kan jy kwaad raak vir God, jy kan kwaad wees vir jouself, jy kan kwaad wees vir ander mense, en jy kan kwaad bly, en die ou ek kan daar bly. Of jy kan gaan en sê, Here, wat sê u woord? En ek wil vir julle 'n voorbeeld gee, dit kan wees van, wat sê God oor my kar wat gebreek het? Kom ons vat eers daai situasie. Dan kan jy gaan na ietsie toes Philippians 4:18-19, wat sê, I've received full payment and have more than enough. I am amply applied now that I have received from Epaphroditus. Ek het so geoefen om daai naam te sê, dis 'n verskriklike moeilike naam. The gifts you sent. They are a fragrant offering and acceptable sacrifice, pleasing to God. Hy sê vir sy vriend, dankie dat jy vir my dat jy by my gestaan het, dat jy vir my geld gegee het, dat jy vir my gehelp het nou, kom ons sê, my kar reggemaak het. Jou vriend het gekom en hy het jou gehelp en jy sê dankie vir hom. Maar nou gaan Paulus en hy sê hier is baie belangrik. Hy sê, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hy sê, dankie dat jy vir my gesorg het, dankie dat jy my gehelp het as 'n vriend, maar ek weet, my hulp kom van die Here af. Dat hy is die een wat vir my voorsien. Dankie vir almal wat my kom help het. Dankie vir die mense wat my kar miskien kom tou het, of my battery kom vervang het, of my kom help het met my tyres of my brieke. Dankie vir julle, ek waardeer dit. Maar ek wil tog vir julle sê, dat ek weet waar kom my hulp vandaan. En dit kom van die Here af. Nou is dit 'n nuwe jy. Jou perspektief verander nou. Dis klaar 'n nuwe jaar, maar nou is dit 'n nuwe jy. En nou kan ons gaan en sê, God is my provider. God is my provider. God het geweet hierdie gaan gebeur. God is my provider. Ek weet nie hoe nie, maar al wat ek weet, God het geweet dit gaan gebeur. So dit beteken God het 'n plan. So dit beteken ek moet net in sy plan val. Dis nogal 'n ding wat ek en Dante het, is soos die Here het geweet dit gaan gebeur. As iets slegs gebeur, dan sê ons die Here het geweet dit gaan gebeur. En hy het 'n plan. So ons moet nou net in sy plan val. Nou kan ons die ander situasie vat wat nou, dit is regtig 'n laagtepunt wat jy dan tref. Is wanneer 'n geliefde doodgaan. Jy verloor 'n kind, jy verloor jou man, jou vrou, jou boetie, jou sussie, 'n vriend. En dan kan die rock bottom slaan. Dis baie erger as 'n kar wat breek. En hier is wat die Here vir my gegee het, toe ons deur suits gegaan het, is Luke 18:15-17. People were also bringing babies to Jesus, for him to place his hands on them. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, let the little children come to me and do not hinder them. En hier is wat God vir my gesê het. For the kingdom of God belongs to such as these. Hy sê, die koninkryk van die Here behoort aan kinders en vir die wat in my glo soos kinders. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. So dit beteken dat as jy 'n kind verloor het, is hulle in die hemel. En as jy iemand anders verloor het wat nie 'n kind is nie en hulle het in Jesus geglo, is hulle ook in die hemel. So dit sê ons vir ons een ding, is daar's hoop dat ons gaan hulle weer sien. En ons gaan nie net weer sien nie, jy gaan meer tyd hê
om met hulle te spandeer, as wat jy ooit op aarde kon. Want is in ewigheid. Net om vir julle te sê, hoe groot ewigheid is. Jy gaan meer tyd hê, okay, gaan nou saam met my, jy gaan meer tyd hê, om met elke liewe persoon tyd te spandeer, wat in die hemel is, as wat jy gelewe het. Maak dit vir julle sin? So kom ons sê, ek word 70 jaar oud. Dan gaan ek met elke liewe persoon in die hemel 70 jaar kan spandeer, one-on-one, vir 70 jaar lang. Elke liewe persoon, dit, verstaan jy hoe groot is die ewigheid? So daai persoon wat jy verloor het, dit sê vir my een ding, dat hoe lank ook al ek lewe, ek gaan, kom sê ek word 70, ek gaan 100 jaar as ek wil, one-on-one met daai persoon kan spandeer. En dit, ons weet is nie net 100 jaar, dit is 'n ewigheid. En dit het vir my hoop gegee, toe ons 'n geliefde verloor het. En soos, wow, ons gaan hulle sien. En ek vra hier baie keer vir my tieners, is uit 10 uit, as jy nou kan sê, van 1 is, okay, ek gaan hel toe, en 10 is, ek gaan die hemel toe. Uit 10 uit, wat is die kanse op hierdie oomblik nou, wat jy dink jy gaan hemel toe? Wat is die kanse? Van 1 tot 10. En hier is die antwoord, dis of 'n 1 of 'n 10. Daar is nie in die middel nie. So as jy nou iets in die middel gekies het ek jou uitgevang. Had ek jou uitgevang. Want dit sê in dit een ding, ek is nie seker of die Here my gered het nie. Ek is nie seker of ek Jesus ken nie. Ek is nie seker of Jesus my gered het nie. Ek is nie seker of ek die kruis aanvaar het nie. Ek is nie seker van my salvation nie. En dit kan dan jou goal hierdie jaar wees. So julle almal wat nou gesê het, nie 10 nie, julle almal wat net 10 gekies het nie, julle goal vir hierdie jaar is om seker te maak, dit is 'n 10. Om seker te maak, ek ken Jesus, ek weet as ek nou iets oorkom, gaan ek hemel toe, en die geliefdes wat ek verloor het, ek kan hulle daar ontmoet. Is dit julle goal vir die jaar? Daar is vir julle almal ene. Want ek seker van julle weet, definitief julle gaan hemel toe. Maar ek wil vir julle prakties net sê, is hoe ek het doen, wanneer ietsie slegs gebeur. Veral ietsie soos 'n geliefde verloor. Met baie ouens, dit kan 'n besigheid wees, dis verskriklike goed wat kan gebeur. Dus ek gaan nou sê, wat sê God oor hierdie situasie? Dat my perspektief net eers verander. En dan, al glo ek dit nie, dan hou ek vas aan daai woord. En ek sê dit, en ek glo dit, tot ek dit glo. Percy in die band, hy sê net nou, hierdie ou koortjies wat ons sing, hy sê pa het vir hom gesê, dat jy sing hom, tot jy hom ken, en dan sing jy hom tot jy hom glo. Dit is hoe jy baie daai koortjies sing. En dit is presies hoe God se woord ek is. Jy leer daai vers tot jy hom ken, en dan leer jy hom nog tot jy hom glo. Maar jy sê dit vir jouself tot jy dit glo, want jy moet dit glo, want dit is die waarheid. Enigiets anders wat teen dit kom, is teen die een 'n leuen wat jy glo. Want dit is wat God se waarheid is. Here, U het gesê, hier is wat U gesê het en ek glo dit. Dis wat pastoor Louwen sê, nou het jy ontwaak, soos jy sien iets anders nou. Jy sien nou 'n ander perspektief. So gaan nou hierdie jaar, gaan dink aan daai situasies, gaan vergewe nou daai persoon. Dit is miskien laas jaar gewees, of 'n paar maande terug, of is al jare terug. Gaan nou en vergewe daai persoon. Gaan vergewe jouself. Ek praat baie met die manne hierso. Jy het seker al so baie probeer om 'n besigheid te begin. Of dit was 'n verhouding gewees. Die manne kan hard wees op hulle self. Gaan vergewe jouself. Sê Jesus, weet jy, ja, dit het nou nie gewerk nie. Here, ek het probeer en dit was nie U wil nie, en dit het nie gewerk nie, en dit was sleg, en ek het klomp goed verloor, en ek het mense seer gemaak. Vergewe my vir dit, maar ek vergewe myself ook. En dan die derde ene. As jy kwaad is vir die Here, gaan na hom toe. As jy disappointed is met hom, dan gaan na hom toe. Die gevaar is soos wanneer jy nie meer na die Here toe gaan nie. Dis waar die gevaar in kom. Die Here kan dit
handle. Hy is jou pa, hy kan dit handle. En hy sal met jou praat, hy sal vir jou woord gee, hoekom sekere goed gebeur het. Hy sal jou deur dit vat. Moenie soos Lot se vrou. Ek sê vir Dante, ek sê vir haar, dis asof Lot se vrou, sy kyk nog steeds terug op die stad wat vernietig is. Weet daai vernietiging wat in jou lewe plaasgevind het, van nou 2025 is of verder terug, jy kyk nog steeds terug in hoe die vernietiging plaasgevind het. Jy kyk nog steeds terug in dit. En het nooit vorentoe gekyk nie. Waar Lot het vorentoe gekyk en hy het nie omgekyk nie. En sy lewe was gered. Dit is die enigste een wat sy lewe nie gered was nie. Maar die Here vir haar sê, moenie omkyk nie. Ek wil afsluit met hierdie vers. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk free from your lips. Let your eyes look straight ahead. Dat jou oë vorentoe kyk. En al hoe jy vorentoe kan kyk, is wanneer jy nie meer omkyk na die vernietiging nie. Wanneer jy nie meer terugkyk in daai pyn nie, is al hoe jy kan vorentoe kyk. Jy sê, kyk vorentoe, fix your gaze directly before you. Die Nuwe Testament sê, hou jou oë op Jesus. Dit is baie moeilik om jou oë op Jesus te hou, as jy die heeltyd terugkyk na wat gebeur het, of wat kon wees. Dit is baie moeilik om dit te doen. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right, or to the left. Keep your foot from evil. Here sê, kyk vorentoe. Dit is moeilik om vorentoe te kyk, as jy nie God se woord het nie. As jy nog steeds vashou aan die vernietiging wat plaasgevind het. So gaan weer vir julle sê, gaan vergewe die mense wat jy moet, gaan vergewe jouself, en as jy iets teen God het, wat sy emosie ook al, gaan hom toe met dit. Kom ons bid saam. Here, ek bid, dat U vir ons sal wys wat se trauma daar in ons lewe is, wat gebeur het, wat se hartseer daar is, wat se bitterheid daar is, waar ons mense wys ons wie ons moet vergewe volgens Heilige Gees. Here, ek weet dat die lewe is moeilik. Ek weet dat slegte goed gebeur, Here, maar ek bid dat Jesus U sal kom en net genesing sal bring in daai plekke, waar ons oor so baie jare al so baie seer gekry het. Ek weet, Here, ons sê baie keer, ek het al klippe gekou. Bid ek, Here, dat U volle genesing daar sal bring. Wanneer elke gemeentelid hierso Jesus na U toe kom, dat hulle genesing sal kry vir die goed. Dat hulle kan vorentoe kyk om te sê, dis 'n nuwe ek nou. Ek is klaar met wat gebeur het in die verlede. Bid hulle Gees dat U dit sal opbring, want dit gaan een of ander tyd opkom, dat hulle na U toe sal draai met dit. Here, en as hulle na iemand toe moet gaan, om 'n pad saam met hulle te stap, bid ek, Heilige Gees, dat U dit nou vir hulle sal wys, in hulle stilte tyd vir hulle sal wys, wat hulle moet doen. Ek vra dit in Jesus naam, en almal sê, Amen.